Kom ons lees saam. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en toe hulle die ster sien, het hulle hom met groot blydskap verheug. En hulle het in die huis ingegaan, en die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergevallen hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na die land teruggegaan, tot sover. Klomp vriende kuier saam. En hulle praat oor die ou dae en hulle praat oor hulle herkoms. En een van die manne wat daar staan sê, ek het 'n erfstuk van my oupa, oorlosie. Ek wil julle wys. En ek gaan haal die oorlosie en hulle almal kyk na dit. En een van die manne wat daar is sê, weet jy wat? Dit lyk vir hom soos 'n baie bekende, waardevolle oorlosie. En hy sê vir hom, hoekom vat jy hom nie na 'n juwelier toe nie? 'n Oorlosiemaker wat ek ken. En gaan kyk net wat hy sê. Hy vat die oorlosie, en die horlosiemaker was in ekstase toe die horlosie sien. Hy het gesê, hy het nie gedink dat hy in sy lewe so horlosie sou vashou nie. En dadelik het hy sy autentiekheid bevestig, vir hom gewys hoe hierdie horlosie gemaak is vir die linkerhand, watter tyd hy gemaak is, hy het sy skoonheid uitgewys, hoe mooi hy is, van watter materiaal hy gemaak is. En die waarde van hierdie horlosie was honderde, duisende rande. En hierdie ou het heeltemal ander oë gekry, terwyl hierdie horlosiemaker vir hom verduidelik en vir hom alles uitwys van die horlosie. Hy het anders begin dink en voel oor die horlosie. Daar het in hom 'n bewondering losgekom. En dit het sy gedrag bepaal. Kyk, hy het teruggegaan, hy het dadelik 'n spesiale kluis gekry, hy het 'n juweelsakkie gekry om hom in te bære, en hy het ook heel wat belê, want hy moes die horlosie toe nou Switserland toe stuur, om 'n sertifikaat te kan kry, skoongemaak te kan word, en dit het hom hier by 10.000 rand gekos, maar hy doen dit met 'n glimlag. Want dit wat hy gekry het, is van soveel groot waarde. En hy het so baie gedink in hierdie horlosie, en ek kon nie help om vir ander mense hierdie storie te vertel en te praat oor hierdie besondere horlosie wat hy ontvang het nie. Hierdie horlosiemaker het hom gelei in aanbidding. Aanbidding beteken om waarde toe te skryf. Dis worship. Ons almal aanbid die hele tyd. Ons skryf waarde toe en goed, en in ons dra in ons harte, in die middelpunt van ons harte, iets wat vir ons die grootste en die hoogste waarde in die lewe het. En dit wissel, ons waarde is nie altyd vas nie, dit skuif, dit verifieer, en veral as daar 'n klomp goed is wat 'n meeding met mekaar om wat die belangrikste en grootste in ons lewe is. Maar ons raak geheg aan dit wat ons ag. Dit vorm ons identiteit. Dit word ons hoop in die lewe. Dis hoekom ons so daaraan vashou. Want dit gaan vir ons, dit gee vir ons soveel. En dit gaan vir ons soveel gee. En by tye, dan gee ons uitdrukking daaraan. Ons buig. En dis wat ons in hierdie storie sien. Wyse manne
wat gesien het, wat gevind het, en wat toe neergeval het, om te aanbid. Weet, hulle het eers bewus geraak. Toe het hulle bedagsaam omgegaan met hulle bewussyn. Hulle het begin aandag skenk waaraan hulle bewus geraak het. Nou buig hulle. Hulle het soveel gedoen voor die buiging. Ek meen, hulle het hulle land gelos. Dit was fisies, emosioneel, baie groot stap gewees, sosiaal. Kan jy dink, jy's 'n Babyloniër, en nou vertel jy vir jou vriende, jy het hierdie insig gekry, dat die Jode eintlik die koning gaan voortbring. En jy's nou op pad Judea toe. Dit kos hulle baie gevaar. Hulle gee skatte. Weet, in goud, wierook en mirre is gepas vir 'n koning, 'n profeet en 'n priester. En hulle vat 'n ander pad. Jy kan na hierdie insig nie meer dieselfde leef, dieselfde dinge doen nie. En hulle buig voor hom neer. Dis die hoogtepunt, maar dis nie waar hulle kan bly nie. Dis nie waar hulle altyd moet wees nie. Maar hulle is nou daar, so gepas. En dan vat hulle weer die pad terug, omdat hulle 'n waarskuwing ontvang het. Kyk, hier is die ding. Aanbidding het te doen met wat in jou hart aangaan. Wat in jou hart leef, wat die hoogste, die grootste in jou hart is. En om met dit te leef, dit te ag, daarmee om te gaan. En die uitdrukking is die woorde, die buig, die sê, is net 'n uitdrukking van dit wat in jou hart is. Jy kan uitdruk sonder dat daar enige iets in jou hart is. Dit was Herodes. Hy sê hy sal ook hulde bring. Hy bring ook hulde. Maar dit is niks in sy hart nie. Hy gaan net vir eie gewin, vir wat hy daaruit kan kry, en die voordeel wat daarin is vir hom. Aanbidding is om regtig iets in jou hart te hê. Iets wat jy gesien het van Jesus. Om 'n bewondering te hê in jou binneste. En dan te reageer op dit deur uitdrukking te gee. Te buig. En die woord vir buig hier is 'n woord wat groot rol gespeel het in die begin van die kerk, waar hulle Engelse genuflection, waar jy op jou een knie buig soos voor die koning, en dan jou kop laat sak, net in erkenning vir wie hy is, wat hy is en wat hy gedoen het. Dis Kersfees. Dis daai tyd. En ons kan so maklik opgeneem word, net met daai oomblik van aanbidding, en dit is die aanbidding, en die goeie regte goeie te sê, en 'n bietjie tyd daarvoor te gee. Nee, dit gaan eintlik om 'n hele innerlike ingesteldheid. Wat is dit wat jy moet doen? Hoe jy moet omgaan met jou musiek, met jou kuier, met jou besoeke, met waar jy gaan, waar jy jou aandag skenk. Alles om jou hart voor te berei en 'n hart te hê wat op Jesus gerig is en wat hom bewonder, sodat jy dan daai woorde ook kan sê, ons aanbid hom. So kom ons doen dit saam. Ons help mekaar en ons bemoedig mekaar om hom te aanbid.